Ek sien julle. Hier waar julle nou is, 100 jaar van waar ek is. En julle het ook al gesien wat ek gesien het. Wat ek self nie wou glo toe ek dit gesien het nie. 'n Volk gedruk tot die randjie van 'n afgrond. En onder in daardie afgrond 'n vallei van vuur en bloed. Die ou mense vertel dat as jy yster tot die hardste metaal wil smee, jy dit in die vuur tot wit warm verhit. En dan druk jy dit in bloed. Weer en weer. So ook is dit met 'n volk. Ek sien, julle sien. Hulle moet nog. Was al die pyn verniet. Ek haat hulle glad. Daar is nie vandag soveel gevoel teen die Engels. Nee, ek voel verbitterd teen die Engels. Vandag kyk ek daarop as 'n deel van die geskiedenis van Suid-Afrika. 'n Prys wat ons moes betaal vir die land waarin ons lewe vandag. En destyds, tenminste vroeger, was ek natuurlijk baie verbitterd geweest teen die Britse imperialisme, wat alle onheil oor ons gebring het. Maar ek blameer die Engelsman nie. Ek het geen bittere gevoel teenoor die Engelsman nie. Ek het nie beroep nie. Ek het die Engelse gehad op 'n distansie, omrede. Ek het nie geweet wat oorlog is nie. Wat ek gehad het, is teen die rooikoppe, verraaiers. Daardie dinge sit jou hart uit, maar jy voel daarom nog dat daar was 'n onreg aan jou gedoen as 'n kind. Wel, ek beskou hulle natuurlik, die offisiere wat hier gewees het, as barbare, né? Want hulle het barbaars opgetree. Met die troep, né? Die troepe het natuurlik die bevele gekry van hulle, maar hulle het almal barbaars opgetree. Ek is Manie Brodel en ek woon hier op die plaas Wemmershoek, wat voorheen aan my pa behoort het en voorheen aan my oupa behoort het. En my oupa is ook Manie Brodel en hy was die privaat sekretaris van president Kruger gewees. En hy was ook by sy sterfbed in Europa gewees. En Manie Brodel, my oupa, was 'n kleinkind van president Kruger. Eintlik moes hy vir president Kruger gesê het oupa. Maar president Kruger is in 1904 oorlede en my oupa is eers in 1905 getroud. So hy was nie werklik in die familie nie, maar hy was by sy sterfbed gewees. En hierdie huis wat ek aan bly, was oorspronklik 'n waanhuis gewees. Die een vertrek was waar die waans ingestaan het en die ander vertrek was die perdestal gewees. En onder teen die rivier was die woonhuis gewees, want lankal het die mense nie water na huis toe kon bring nie. Hulle het wel die huis by die water gaan bou. Daarom was hierdie die buitegebou en toe ek die huis gerestaureer het, het ek die balke gesien by die groot waanhuis deur en by die perdestal deur en ek het ook toe ek die grondvloer uitgekap het om die nuwe sementvloer in te sit, het ek op die mis afgekom wat die perde daar gesit het. En ook die groot balk, agletei, ook aan die deur waar die waans ingegaan het, is ook nou toegepluister met die sement. Nou oom het iets baie interessant vertel. Hierdie hele strook van waar oom se plaas is, en hierso verby Dullstroom tot by Belfast, was in 'n radius van 6 km, was die plase afgebrand deur die Engelse, gedurende die Anglo-Boereoorlog hier in 1900 tot in 1903. En selfs hierdie huis, of die waanhuis, het ook deurgeloop. Wil oom nie vir my net vertel van die brand hier op die plaas nie? Dis reg, hierdie huis het ook afgebrand in die oorlogse tyd
En op die oomblik is die afgebrande balk nog steeds in die muur en die nuwe balk is met boute aan die afgebrande stuk balk vasgebou. So mens kan nou nog dit sien as jy bo in die plafon sou inklim. En die Engelse fort, waar is hy nou van hier af? Die fort? Ja. Nee, dis oorkant teen daai oorkant. Dis in die oorkantste plaas. Oorkant, net oorkant die spoor. Dit is so 'n ronde fort omtrent so groot soos daar na jou toe. Omtrent hierdie grootte. Die muur is omtrent so 4 voet hoog. Jammer, ek het oom nou in die rede geval. Wat wil oom nog gesê het van die balke wat gebrand is in die dak? Laat die balke afgebrand is in die oorlog en laat die nuwe balke vasgebou is aan die gebrande balk. So die mens kan dit nog sien as jy in die plafon klim, sal jy die afgebrande balk sien waar hy vasgebou is. En hoeveel jaar bly oom nou al op hierdie plaas en hoeveel se geslagte is dit? Ek is nou die 3de geslag. Die 3de geslag. En ek is hier gebore en ek bly nog al die tyd op hierdie plaas. Ek is een van die gelukkige mense wat kan bly waar ek gebore is. En ook in my kerk, in Duilstroom Kerk, is ek gedoop in die kerk en ek is nou nog in dieselfde kerk. Baie groot voorreg wat ek het. Ja. Ja, dankie oom man. Oom, kom maar vertel. Die huis in die plaas langs aan was die enigste huis in hierdie hele omgewing wat nie afgebrand was nie, want dit was die Engelse se huis gewees en hulle het hulle perde se voer op die balke geberge gehad. En omdat dit die Engelse sin was, is hy nie afgebrand nie. Dit wys die Engelse het al hierdie klomp huise afgebrand. Goed. Kom ons begin hierdie môre oor 'n boodskap wat ek vir julle het. Ek het eintlik aan hierdie boodskap, aan hierdie teksie gedink toe ek vanmôre my Bybel lees en ek julle so sien. Dit is nou Matteus 11 vers 6. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. En dis die wat ek vir julle vandag wil saamgee. Gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Maar die teks wat ek vir julle wil gee in julle werk waarmee julle besig is. Ek net sien waar is dit nou. En dit is 1 Korinte 9 vers 25. Julle is besig met 'n werk, julle is besig met 'n wedstryd. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry. Maar ons is onverganklik. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Dis die boodskap, dis die werk wat julle vandag doen. Hou aan. Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het. Baie dankie Here, ons glo U het ons Afrikaner volk in hierdie land geplant. Here, waar ons vandag so swaar kry deur hierdie oorheersende regering. Bid ons Here dat U ons sal red, dat U ons sal help, dat U met ons sal wees. Here, ons draai hierdie 2 manne besonderlik aan U op wat besig is om U lof te bring, wat besig is om die geskiedenis ten voor te bring. Here, laat U wil geskied. Ons hele volk, ons almal is in U hande. Amen. Baie dankie. Dit is vir my 'n voorreg om hier in Lydenburg te wees
en om al hierdie interessante mense te ontmoet, wat ook 'n legkaart vorm van die konsentrasiekamp hier op Lydenburg. Wat is Tannie se naam en kan Tannie vir ons so 'n bietjie vertel van wat aan Tannie oorvertel is, en toe Tannie nou groot geword het. Hier waar ons nou in die voorhuis staan, hierdie was 'n plaas gewees. Ja. Tannie vir ons so 'n bietjie vertel, asseblief. Ja, kyk, die oorspronklike koetsers. Maar sê net eers, wat is Tannie se naam en Ek is Elise Boshoff. My van was Koeleman. Maar my ma se van was koetser. So hulle was die stigters van die dorp eintlik gewees. En die oorspronklike, die 18-jarige Philippus Johannes Koetser en sy broer Johannes Jacobus het uit die vlugkommando moes hulle vlug tot in Pietermaritzburg en later het hulle getrek tot in Oorigstad. In Oorigstad het die steekvliee en die tsetsevlieg het hulle baie getuister en hulle toe later aan 'n plaas hier gekoop, presies hier waar dit is. En toe die destydse regering het gevra of hulle nie die plaas kan oorneem nie. Die broer was baie daarteen, maar hulle het vir hom 'n ander stuk grond gegee. Gedurende die Boereoorlog, en is nie Boereoorlog nie, maar gedurende die oorlog is Lydenburg beset van baie kante af. Daar was verskillende forte in die omgewing en wat die mense gekeer het om in die dorp in te kom. En die Engelse het maar baie woes hier aangegaan en wat ek onthou is dat my ouma Grootjie wel op 'n wa gelaai is, sy en haar familie, na Belmorrel se kamp toe, daar in Middelburg. Wat was hulle van gewees? Hulle was Kriegel. Kriegel, ja. Tannie, dan iets baie interessant vertel, hier waar ons nou in hierdie voorhuis is, was die Engelse se kamp waar hulle gebly het, net in die oorkant, of hierdie hele gedeelte en 'n basis hierso. Oorkant die straat en aan die onderkant was die hele plein was beset met Engelse tente. Nou, 'n ander ding wat Tannie ook vertel het is, hoe het hulle nou oorlog gemaak? Wanneer dit nou gekom het in die week het hulle geskiet dat die bossies waai en dan nou op 'n naweek, hoe dit nou gewerk? Nee, so Saterdag aan 12:00 was dit nou so 'n skietstilstand. En dan het die Engelse maar gekom om hulle proviant te kry in die dorp, hoenders gesteel uit, oonde uit wat al klaar gaar is, en sulke soort dinge. En dan het hulle saam partytjie gehou tot Sondag aand amper 12:00. En Maandag het hulle weer begin skiet. Maar hulle het baie skade hier aangerig in die dorp. Dis maar basies wat ek weet. As Tannie nou so terugdink aan die dae van die konsentrasiekampe en wat Tannie se ouma vir Tannie vertel het, hoe voel 'n mens daaroor as jy moet dink wat daai vrouens en kinders moes deurgegaan het? Absoluut bitter. Absoluut bitter. Ek het nou nog nie, jy weet, Engelse wat byvoorbeeld in die land inkom. We dink hulle is nou net die groot menere. Hulle ken nie die geskiedenis nie, maar ons het nou die dag bietjie geskiedkundige goed opgeneem, waar koningin Victoria het in daai tyd is haar man dood en sy het glad nie omgegee wat in Suid-Afrika aangaan nie, in die Republiek aangaan nie. Maar dit was maar baie sleg gewees. Tannie nog iets onthou wat Tannie se ouma vertel het? Het sy die oorlog oorleef? Sy het die oorlog oorleef en aangehou boer. Sy was een van die Kriegels. Sy het met haar seuns aangehou boer. Hier op Lydenburg? Ja, hulle is begrawe net hier buite kan die dorp. Ja. En die koetser, die koetser en die Kriegel is getroud, hulle twee is getroud. Maar die Kriegels was stoere mense, absolute karaktervolle mense. Tannie kan nog iets onthou van die Longtom kanon wat hier op Lydenburg was. Ja, wat net hier oor kan die straat was. Ja. En wat hulle dan geskiet het na die dorp toe, dorpse kant toe. Die straat het maar uit 4 strate dwars en kruis bestaan op daai tyd. En hulle het geskiet. Ek weet lemoenbome is hier uitgeskiet en hulle het 'n klein swartetjie in die rivier doodgeskiet. Net een? Net een per ongeluk, ja. Tannie het nou hierdie foto. Wat is die geskiedenis van hierdie foto? Hierdie foto was my
my oupa maar nog baie jonk. Maar hierdie een oom was 'n bietjie krippel gewees. So hulle het hom nie in die oorlog eintlik toegelaat nie. Maar hy en sy suster en dan my oupa is in die konsentrasiekamp na Barberton toe gestuur. So hulle was dan oorspronklik van Leidenburg gewees? Van Leidenburg, ja. Hier is baie mense konsentrasiekampe. Van Leidenburg af? Ja. Wat baie snaaks is dat in die ou begrafplaas is niks ou boeregrafte nie. Wel Engelse grafte. Dit is commando's en commando's vol Engelse grafte. Wat pragtig skoon gehou word. Maar daar's niks boeregrafte nie. Weet dan nie dalk hoekom het hulle nie 'n konsentrasiekamp gehad hier op Leidenburg nie? Nee, ek weet nie, hulle wou seker die mense meer by mekaar hê. Nou die wat hulle konsentrasiekamp toe gestuur het van Leidenburg af. Hoe het hulle by daai plekke uitgekom? Nee, met ossewaans en met treine en met sulke soort goed. Het die trein toe daai tyd nog al geloop? Ja, hier was baie groot treinstories, ja. Ja, hulle het maar baie swaar gehad. Hulle moes hulle huise agterlaat, is afgebrand. Ek weet my ouma Kriegel se huis is afgebrand. En hulle moes maar, toe sy man net daarna dood ook, en hulle moes maar self, sy en die seuns moes maar aangaan. Met die boerdery en wat ook al. Hier was baie ellende. Wat dink Tannie, wat was die behoud van daai vrou as sy dit gemaak het en oorleef het in die konsentrasiekamp? Wat was haar behoud geweest dat sy nie moed opgegee het? Want hier sien jy jou kind sterf of jou kinders sterf. Ja. En jy bly alleen agter en jy weet nooit of jy jou man weer gaan sien as hy ooit sal terugkom van kommando af nie. Wat was hulle behoud geweest? Ek dink daardie mense was van 'n baie sterker stofasie as wat ons ooit kan dink. As dit in vandag se tyd moet gebeur, sal die mense net ineenstort. Maar daai mense was sterk boere mense wat in die lande gewerk het en wat moes water aandra en slag en al daai soorte goed te doen. Dink dan nie hulle geloof was sterk geweest? Baie sterk. Hulle het 'n baie sterk geloof gehad. En hulle het ek dink hulle het maar baie vertrou op God. Ja. Ja. Ek is Hans Meyer van Leidenburg. 'n gebore Leidenburger. En ons is huidiglik hier in die ou begrafplaas. Ons staan op die oomblik by Dr. Karel Manning se graf. Hy was 'n ou kommandodokter. Hy het eers die praktyk op Belfast gehad. En hy het 'n kommandodokter geword. En na die Tweede Vryheidsoorlog het hy Leidenburg toe gekom. En die ou dokter was in 'n ongeluk. Toe het hy sy een been verloor. En hy is hier begrawe. Hy was nooit getroud nie. En die mense van Leidenburg, na sy begrafnis, het hulle maar ou geldjies bymekaar gemaak. En vir die geliefde ou dokter 'n grafsteentjie opgerig is. Nou, Dr. Karel Manning, hy het Suid-Afrika toe gekom weens sy swak gesondheid oor see. En dit het met hom goed gegaan. Dit is al wat ek van Dr. Karel Manning kan sê. Meer geskiedenisse, dit gaan te lank vat om die geskiedenisse van die verlede oor Dr. Karel Manning te vertel. Maar ek sluit af en so aan dat die ou dokter hy was 'n geliefde ou onder die gemeenskap van Leidenburg. En hy het oral oor het hy rondgereis met 'n ou perdekarretjie wat getrek was deur een perd. En met daardie karretjie het hy die ongeluk gehad en hy het 'n paar maande toe in Pretoria in die hospitaal gelê. Baie dankie. Nou Wallestein is daar.
Hou by hom uitkom. Ons staan hier by Willie Steyn se graf. Hy het ook geveg tydens die Tweede Vryheidsoorlog in die Vrystaat. Hy is gevange geneem en hulle het met die perskip Ceylon toe gestuur, wat vandag Sri Lanka is. En hy en nog ander 4 maats van hom het van die skip af ontsnap en hulle het geswem na 'n Russiese skip toe. En daardie Russiese skip het hulle opgetel en hulle is so deur Europa het hulle gegaan en hulle het weer teruggekom by Luderitzburg. Dis nou in Suidwes-Afrika. Terug kommando toe. In die buiteland was hulle oral oor goed ontvang. En daar was goeie versorging vir hulle. Willie Steyn noem ek as 'n dapper held. Hy het 'n plaas hier naby Leidenburg gehad. Die plaas se naam is Gerson. Nou, sy kleinkinders bly vandag nog steeds op die plaas. En dit is al wat ek kortliks oor Willie Steyn vir u kan vertel. Daniel Jacobus Kruger se graf. Hy moes vir oom Paul Kruger gesê het, oom, sy pa se naam was Tenus. Hy het deelgeneem aan die slag van Delwelbos. En hy was een van hulle wat skotvry daarvan afgekom het en teruggekom het. En sy laaste jare van sy lewe het hy in armoede geleef, alhoewel hy 'n welaf man gewees het. En hy het bome afgemaak vir die munisipaliteit van destyds. Sy familie het hom heeltemal verwerp omrede hy deelgeneem het aan die slag van Delwelbos. Sy een broer, volgens beskrywing, wou nie eers sy begrafnis bywoon nie. 'n ander broer het gekom tot by die hek. En hy is hier te ruste gelê. Ons staan hier in die ou begrafplaas by die lijkshuis, wat in daardie ou dae in gebruik was. Aan my linkerkant was die lijkshuis en aan die regterkant van my het die lijkswaantjie gestaan. Nou die lijkswaantjie bestaan nog en die is in bewaring by ons museum in die dorp. Hoe oud is hy? As ons so vandag moet skat. Ja, kyk, hy dateer ook hier in vroeg 18de eeu. Bestaan hierdie ou gebouetjie al hierson. En dis eintlik 'n nasionale monument en kyk hoe lyk dit. Hoor hier, ons kan dit beskou as 'n nasionale monument. En kyk hoe lyk dit. Ja. Is dit nie 'n skande nie? Die jammerste van alles is dat ons erfenis so verwaarloos raak, wat nie kan gebeur nie. Nou, ek het dit vir soveel mense al genoem. Net daai paar reeltjies, laat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Dit is vir ons van uiters groot belang.
ons? Hier staan ons by die graf van Dominee Neetling. Hy was ook 'n ou commando predikant. En hy het ook hier dienste in Lydenburg gehou in daardie jare. Sy vrou is oorlede in die konsentrasiekamp te Belmorrel. En na sy dood is haar oorskot daar opgegrawe en hier langs hom herbegrawe. Die kindertjies, Breggie en Japie en Van het suster die een na die ander sien gaan. En jy sê daar's 'n plekkie vir my nog gebly, waar moeder kan rus aan klein Fanie se sy. Die ou huis se murasie staan swart en ontbloot, waar almal so saam was om moeder haar skoot. Maar ver van die huis en verstrooi deur die land, rus almal tog saam in die Here se hand. Oor die velde kruip saggies die avond se grou. Maar suster, ek sien nog die hemel se blou. Rollige dreun oor die bilte aan. Suster Anna, ek hoor 'n kerkklok slaan. In die kamp was dit baie sleg. Die mense het natuurlik gestaan in tente, hè. Hierdie graf is die eerste graf wat in hierdie ou kerkhof gegrawe is. En dit staan ook hier op die grafsteen. Na dit is daar 'n steen op die ou grafsteen vasgesit. Dit was ook een van die ou voorsate. En wat baie bekend was in Lydenburg en omgewing. My naam is Michelle Boshoff en ek weet redelik baie oor die Lydenburg geskiedenis in die ou begrafplaas. Wat baie interessant is van Maria Susanna Parsons is dat sy saam met Emily Haphouse na Suid-Afrika toe gekom het om die nood van die delwers en later van die oorlog getuiserde mense te verlig. Nou, sy is spesifiek in die London's Guy Hospital in Londen is sy opgelei as verpleer, ook saam met Alwine Koeleman, my ouma Grootjie, wat later die eerste kraaminrigting in die dorp begin het. Nou, hierdie dame, sy eerste stasie was Pelgrimsrus, en daar het sy die delwers gehelp. En sy was in die area gewees, en sy die eerste keer, weet nie wie was haar eerste man nie, en toe later saam met Emily Haphouse, het sy deur die land getoer, om na die verskriklike onreg wat daar aan die kinders en vrouens in die konsentrasiekampe gedoen word, wat hulle daarna kan kyk en verslag daarin te doen in Engeland. Nou wat interessant is van haar, sy het direk na die Boereoorlog met my oupa Grootjie se een broer Willem Koeleman getrou. En sy was absoluut bekend as een van die stiefmaas, want sy was glad nie goed vir hulle kinders nie, al was sy 'n verpleegster. En hulle het saam die dorpie begin Koelemansrus, naby Potgietersrus. Die plek bestaan nog. En daar sy later weg, die oom Willem Koeleman is dood, en haar nagesag bly nou in vereniging. So dit is wat nou van haar interessant is. Michelle, ons staan nou hier so by die Lydenburg se ou begrafplaas. Ja. Nou, ons het nou die oudste graf ook hier gesien, en jy is die redakteur van die Panorama koerantjie. Yes. As jy nou hier rondstap, nee, en jy is nou 'n bietjie jonger as wat ons is, ja. En jy sien hierdie grafte wat in hierdie toestand is, en hierdie plek wat deel is van die boere erfenis.
Hoe voel 'n mens daaroor en as jy 'n boodskap vir mense wil gee, wat sou jy vir hulle gesê het? Ek dink daar word te veel geld aan ander welsynsorganisasies geskenk in die land. En is belangrik dat ons geld in ons erfenis in terugsit. Dit wek 'n ongelooflike gevoel van hartseer op as 'n mens hier rondloop. Want vir soveel dekades is daar mense wat hier na gekyk het en daarna omgesien het. En vandag moet ons daarna kyk in hierdie toestand. En ons geslag se kinders gaan eendag dalk hier kom en die gaan niks wees nie. So dit is my gevoel daaroor. Stort geld hierin en ek voel die Afrikaner praat net en hy doen te min. As daar mense is wat na hierdie DVD kyk en hulle het inligting rakende miskien van die grafte wat ons afgeneem het of wat ook weet van die geskiedenis van Lydenburg en hulle wil jou kontak, kan hulle dit doen? Asseblief. Ons is baie geïnteresseerd in die geskiedenis en jy weet, een persoon se siening en herinneringe is nie dieselfde as 'n ander generasie of iemand wat dalk ietsie meer weet. En 'n mens moet gedagtes uitrou sodat jy einde op die werklike storie kan afkom. So enige tyd ek sal baie graag mense wil help met wat ek wel weet. En nou dat jy so deurgeloop het deur die grafte, dink jy nie dit is 'n skreiende skande dat 'n plek, jy weet, as jy enige grafie vat, was daar baie trane gestort in so 'n begrafplaas. Ja. En dat hierdie mense nou vergete lê en mense nie eers meer langskom nie en dit is die toedrag van sake. Ek sien van hierdie grafstene soos daai ene van Susanna Parsons. Hier lê 'n stuk, daar lê 'n stuk. Mense is nie seker daai heining wat jy nou by staan, was dit dalk haar graf gewees. Ja. Dat mense so arrogant en net geen respek het vir die mense wat hierso oorlede is nie. Nee, dit is skreiend. En ek neem eintlik die latere gesagte se families kwaadlik want hulle is nie meer bekommerd oor waar lê my oupa en ouma grootjie en wat was hulle rol in die wêreld al was dit in 1903. Niemand, dis baie min mense wat vandag nog belangstel. En dis wat ek bedoel, die Afrikaner praat te veel en doen te min. Hulle vir baie organisasies word gestig. Ja. En geld word ingesamel vir ander goed. Behalwe vir plekke soos hierdie. Baie dankie. Okay, groot plesier. Oom Hannes, ek weet, dit is baie moeilik om nou in 'n paar minute 'n opsomming te gee oor hoe die omstandighede was hierso van 1900 tot 1903. Rakende die Engelse en die boere. Gedurende, ek sal sê dis die Engelse oorlog, want die boere wou nie oorlog gemaak het nie, maar die Engelse het hulle geen keuse gegee as om dit te doen nie. En wat nou vir my baie simbolies is, terwyl ons nou hier deur hierdie begrafplaas gestap het en ek kyk so na hierdie graf wat so uitmekaar uitval, dan dink ek dadelik aan ons erfenis. Dis besig om uitmekaar uit te val. As ek en jy en oom en die ander mense wat na hierdie DVD's kyk, nie daadwerklik 'n plan maak om te keer dat hierdie land nie ten gronde gaan en met 'n spoed weer terugkeer na gelofte dag. Want ons het 'n gelofte aan die Here gemaak om daai dag vir altyd te vereer en ons doen dit nie. En oralste as jy kyk na hierdie pilare, is die stene besig om uit te val. En dit is hoe ek ons volk sien op die oomblik, hierdie boerevolk. Dat die hele struktuur val uitmekaar uit. Want ons word nie meer gereken deur die ander volke nie. As ons kyk na ons leierskap, het ons nog daadwerklike leier, behalwe die Here wat nog die Alfa en die Omega is. Kan oom net so 'n kort beskrywing gee van hierdie tydperk van sê 1900 tot 1903, rakende die boere en die kommandos in hierdie Lydenburg omgewing, asseblief. Ten eerste, soos u sien, wat die toestand van hierdie grafte is dit skrikwekkend. Dat daar nie meer belang gestel word in ons erfenis wat vir ons nagelaat is nie. Hierdie grafstene wat in hierdie ou begrafplaas staan, is ons monumente. En ons moet hierdie monumente bewaar vir die nageslag. Ons kan maar teruggaan na die Bybel toe. En wat sê die Bybel dan vir ons?
ten eerste Prediker 9 vers 5. Die nagedagtenis word vergeet. Is dit nie wat nou hier plaasvind nie? Ek is baie ernstig oor ons monumente. Dit moet bewaar bly vir ons nageslag. Nou Lydenburg was eers gespel L-E-I, Denburg, as gevolg van die ou voortrekkers, wat swaar gekry het van die geel koors, soos hulle dit in daardie ou dae genoem het, malaria koors. En Lydenburg het sy naam eintlik gekry, afkomstig van Oorigstad, omdat die ou voortrekkers daar so swaar gekry het. En hierdie dorp van ons het baie geskiedenis, vele om op te noem. Ons kan maar net in ons omgewing rondgaan. Ons volkie moet nou begin belangstel in hierdie erfenis wat vir ons nagelaat is. Ongelukkig is daar baie wat nie eers weet wat in Lydenburg aangaan nie. En ons moet daardie mense moet ons betrek. Ons moet dit inskerp soos wat die Bybel dit vir ons sê. Nou Lydenburg dorp is gestig. Ek kan nou nie die datum onthou nie, dit is geboekstaaf. Dit was, ek dink, hier ook vroeg in die 18de eeu. En hierdie plaas, waar Lydenburg vandag, die dorp vandag is, sy naam was Rietspruit. En dit het aan 'n koetser behoort. En sy broer was die enigste beswaarmaker van die anneksasie van daardie grond, om 'n dorp hier te stig. Aanvanklik sou die dorp gestig gewees het by Enkeldoring, Waterval, plase en so aan, buitekant die dorp. Maar as gevolg van 'n tekort aan water is dit verskuif hiernatoe. Nou, die Engelse, hulle het ook 'n laar hier gehad. Ons, die boere kommando, was bo op die berg. En daar op die berge is nog tekens van skanse wat die boere gebou het. En as jy nou die Longtompas oorgaan, as jy belangstel in die geskiedenis, dan sal jy nou tot die besef kom, hoe het die boere van ander kant af, by die Geet, wat vandag genoem word, gebombardeer het, en hulle was eintlik vasgekeer. Hulle kon nie agtertoe nie, hulle moes net vorentoe. En waar die ou replika van die ou Longtom staan, bo by die duiwelse kneukels, het daarvandaan af, hier teen die Geet, het hy die Engelse geskiet, en die dekkende Longtom, het net 'n entjie ander kant toe, daar het die dekkende Longtom gestaan. Maar die oormag van die Engelse was te groot vir die boerekommandos, en hulle moes toe retireer. En Lydenburg het stadig aan begin ontstaan, en hier het ontwikkelings gekom, en dis ons mense wat Lydenburg gebring het, waar Lydenburg vandag is. En hoekom kan ons nie ons erfenis wat vir ons vandag nagelaat is, hoekom kan ons erfenis nie vir ons bewaar
word nie. Die agteruitgang wat 'n mens sien, op alle gebiede. Nou ons het al pogings aangewend en nageslagte van hulle wat hier begrawe is, al genader. Al is dit net 'n bydraaitjie wat hulle lewer. Het sy geldelik of 'n bietjie arbeid, dit gaan tog nie so vreeslik baie kos nie. Elke dag se bietjie opbou gaan naderhand hierdie begrafplaas van ons in 'n modelbegrafplaas bring. Oom, as ons terugkeer na die Anglo-Boereoorlog toe, het hier baie gevegte tussen die boere en die Engelse hier plaasgevind? Ja, hier het gevegte plaasgevind. Maar soos ek al reeds genoem het, die Engelse magte was oorweldigend. En die boerekommando's was maar 'n klein groepie. As ons moet terugkeer na die tyd van die konsentrasiekampe toe. En soos hulle sê, daar was 52 konsentrasiekampe in die land gewees. As ek nou vir oom moet vra, as jy by so 'n konsentrasiekamp Kerkhof inloop, en oom was ook betrokke gewees by Belfast, heel toevallig. Hoe voel 'n mens as jy kyk na daai grafte wat daar lê? En jy dink, as daardie vrouens en kinders nie tot sterwe gekom het deur die moordkampe van die Engelse nie, waar sou hierdie boerevolk vandag gewees het? Ja, hoorie, dan was ons 'n sterk volkie gewees. Dan was ons 'n sterk volkie. Maar deur die konsentrasiekampe het ons volkie 'n knak gekry. Die Engelse magte was eintlik magteloos teenoor ons boerekommando's. En hulle toe begin oorlog maak teen vrouens en kinders om hulle konsentrasiekampe toe te stuur. As 'n mens vandag sien wat daardie moeders en kinders deurgemaak het, hoor jy, kan 'n mens nie anderster as om 'n traan te stort nie vir dit wat hulle gedoen het nie. En hulle het die boerekommando's aangemoedig, veg voort vir ons land en ons mense. Dankie oom. Ja, dit is werklik so, as 'n mens in hierdie kampkerkhowe rondstap, dan sien jy wat is besig om te gebeur. En dit is eintlik 'n afskreiende skande om te dink, ja, dit is wat ek en jy omgee vir ons erfenis. Ek wil graag uit professor Raad se boek uitlees rakende hierdie konsentrasiekamp waarvan hy praat hier in Lydenburg. Nou, die grafte wat ek nou vir u gaan wys, ek glo dat daar wel 'n konsentrasiekamp was. Maar mense moet ook in gedagte hou, daai mense was onder soveel druk en hartseer. En hulle het in elk geval nie die Engelse taal verstaan nie. So, of daar daadwerklik 100% boek gehou was van hierdie konsentrasiekampe reg oor ons land, wonder ek baie keer. Ek wil graag vir u lees wat staan hierso oor hierdie konsentrasiekamp hier in Lydenburg. 'n meneer J.J. McCord het geskryf: "The story of the nation is its long struggle to maintain itself against the invading imperialism that was determined to evangelize the country and to destroy South Africa nationalism." En dit is so. Ek sal hierdie imperialistiese Engelse elke keer aanval en sê hierdie kampe wat hulle gestig het was niks minder as moordkampe gewees nie. Die hartseer en die lyding wat hierdie boerevolk deurgegaan het, kan ek nie meer beklemtoon elke keer as ek by so 'n kampkerkhof instap en ek kyk na daai grafte wat daar lê nie. Nou, professor Raad skryf in sy boek: "Volgens Rathbone en Snowden was hierdie een van die kleinste kampe in die Transvaal. Volgens Plowright se besonderhede was hierdie kamp so klein dat dit die status van 'n militêre pos gehad het
en dat teenoor Potchefstroomkamp met 7400 kampinwoners hierdie kamp 'n bevolking van slegs 6 gehad het. Volgens die amptelike Britse verslag was daar op 30 Junie 1901 24 inwoners en op 31 Augustus 1901 'n totaal van 42. Vir die maand van November 1901 was daar 'n totaal van 30 siele in die pos, naamlik 3 mans, 9 vrouens en 18 kinders. In die maand van Desember 1901 was daar 42 hulpbehoewendes by die pos, naamlik 19 vrouens en 23 kinders. 'n getal van 93 inwoners vir die pos word in Januarie 1902 genoem, naamlik 21 vroue en 72 kinders. En ek glo dit as ek kyk na die grafte wat daar onder by die dennebome lê. By die pos was daar in Februarie 1902 'n totaal van 95 inwoners, naamlik 20 vroue en 75 kinders. Die maand Maart 1902 was daar 'n totaal van 95 mense in die kamp, naamlik 20 vroue en 75 kinders. Die maand eindigend 30 April 1902, 'n totaal van 95 mense, naamlik 52 vroue en 43 kinders. So elke maand het die getalle gewissel. En ek glo die rede daarvan is, soos wat die Engelse die plase afgebrand het in hierdie omgewing, en hierdie groep mense elke keer afgebring het na hulle basis toe waar hulle gebly het. En soos wat die transport met die ossewaans en ook die treinspoor van Lydenburg af Belfast toe, het hulle elke keer van hierdie mense weggevoer. Dit was of Belfast, of het was Barberton, of het was Middelburg of Balmoral. Die klein omvang van die pos blyk uit die staat van uitgawes van die pos, wat vir die maand Oktober 1901 slegs 11 pond, 18 shillings en 6 pennies bedra het. In Desember 1901 was daar 'n getal van 167 mense in die pos, te wete 11 mans, 87 vroue en 69 kinders. 'n getal van 161 mense vir Januarie 1902 word vir die pos aangegee, naamlik 11 mans, 87 vroue en 63 kinders. In hierdie pos was daar in Februarie 1902 108 mense, naamlik 11 mans, 34 vroue en 63 kinders. Die totale getal mense by hierdie pos in Maart, so met ander woorde, dit het elke maand gewissel van die getal mense wat hier was. In Maart was daar 164, naamlik 13 mans, 38 vroue en 68 kinders. En dit is baie opvallend as jy kyk, 13 mans, 38 vroue en 68 kinders. Met ander woorde, ek glo dat daai vrouens wat hierso was, se mans toe wel op kommando al was en wat geveg het teen die Engelse. Dis hoekom die getal vroue en kinders die heeltyd wissel. En dit is omtrent by elke konsentrasiekamp so. Die meeste mense wat daar gesterf het, was vrouens en kinders gewees. Die uitgawes van hierdie pos het in Oktober 1901 slegs 36 pond, 18 shillings en 10 pennies beloop. Naamlik, hierso is nou weer 'n ander getal, 33 pond, 17 pennies en 17 shillings en 1 penny. Die mediese toekenning in Oktober 1901 is soos volg beskikbaar gestel. Met ander woorde, dit wat hierdie vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekamp of hierdie militêre pos ontvang het. Hulle het gekry melk aan 81 persone, brandewyn aan 1 persoon, wyn aan 3, brand esses aan 9, arrowroot, ek weet nie wat is dit nie, aan 2, koringmeel, mazina aan 1, jelly aan 3 persone. So dit gaan my verstand te bowe dat hulle nog tyd gehad het om brandewyn uit te deel in hierdie tyd van oorlog. Die feit dat die inwonertaal van hierdie poststante Die feit dat die inwonertaal van hierdie poste konstant gebly het en onder beheer van die militêre owerhede gestaan het, versterk die armoede dat beide hierdie poste vir handzappers bedoel was, as sodanige gefunksioneer het. Hulle sê ook nie wat die sterftes was in hierdie kamp nie. Nou is dit ook opvallend, ek het
met Michelle net nou gepraat en ook met oom Hans oor die joiners. Nie ver van hier af nie. Daar's 'n boek geskryf ook, die handzappers en die joiners. So, ook in hierdie gedeelte, amper 500 km van Johannesburg af, was die verraaiers ook hier duidelik aan sig. Ek vra weer met hierdie boerehart van my, raak weer betrokke by ons erfenis. Oom Hans se telefoonnommer verskyn onder sy naam. Kontak hom as julle in hierdie omgewing gaan. Hy sal ook vir julle hierdie plekke bewys en ek wil ook net vir oom Hans sê baie dankie vir sy tyd en sy moeite wat hy hierso gedoen het met ons om ons hiernatoe te bring. Ook vir Michelle. Baie dankie. Dit is wonderlik as 'n mens weet daar is nog mense in hierdie land van ons wat se boereharte warm klop. Wat het van jou boerehart geword? Wil jy ook vir jou kinders eendag net niks wys as jy kyk op hierdie aarde nie? En dan wil ek laastens afsluit. Hierdie grafte hier agter my behoort aan die Engelse. Kyk net hoe mooi word hulle plek in stand gehou. En kyk hoe lyk ons eie erfenis. Baie van hulle wat hier lê, was die moordenaars van daai vrouens en kinders wat in hierdie kampe te sterf gekom het. Baie dankie. Dan wil ek net te laastens afsluit. Daar is heelwat van hierdie konsentrasiekamp DVD's. Hierdie is DVD nommer 23. Doen jouself 'n guns. In die dorp waar u mag bly, mag daar dalk 'n konsentrasiekamp wees. Gaan stap net weer vir 'n slag daardeur. Vat jou gesin saam. Of as jy 'n paar pelle het wat miskien belangstel in die Anglo-Boereoorlog en jy is nie seker nie, kontak my. Maar raak net weer betrokke. Al verf julle net die hekke, al sit julle net gries aan. Al gaan plant julle net boompies. Al hou julle ook net geloftedag in daardie konsentrasiekamp. Glo ek dat die Here sal seën. Ons moenie vergeet van geloftedag nie. Ons boerevolk het 'n eed afgelê dat ons daardie dag vir altyd sal onthou en sal eerbiedig. Ek weet die omstandighede in hierdie land op die oomblik, ons word so gepeper met die televisie en die oorlog wat kom in die nag van die lang messe. Hou vas aan jou geloof. As die voortrekkers dit kon gedoen het met daai manne teen 'n oormag van 15.000 Zulus, man, het jy en ek niks te vrees nie. Maar ons het wel te vrees as ons nie die Here se dag, geloftedag, weer gaan herdenk en die Here die eer gee wat hom toekom.